Ek wil vanoggend met julle gesels oor teëspoed. Wanneer teëspoed kind van God tref. Lyding. Ons het al so 'n bietjie gesels oor 'n hele paar maande terug oor Job. Job is een van die boeke wat jy regtig waar daar's 'n prediker in die 1800s wat vir 25 jaar oor Job gepreek het. Net oor Job. 25 jaar. So jy gaan vir 23 jaar weg, jy kom terug en jy hoor nog steeds die pastoor gaan dan oor Job. 481 sermons wat gepreek is net uit Job. Job is 'n verskriklike ryk boek. En wat vir my baie interessant is. Dis een van die boeke wat heel eerste geskryf is. Ou Testament boeke. En dan sal sien hoekom. Alhoewel hy vir ons in die Bybel later ingesit is. Maar dis een van die eerste boeke wat geskryf is. Julle het geweet. En ons gaan sien hoekom die Here vir ons Job gegee het vir een van die eerste boeke. Maak julle Bybels my oop in die boek van Job. Ons het een keer hierdie jaar gepraat oor Job, maar ek wil iets anders 'n bietjie bring van Job. Ons sien daar's 12 verskillende karakters in die boek van Job. Ons sien Job, ons sien mevrou Job, sy vrou. Ons sien Satan. En wat baie interessant is, Satan word in die Ou Testament 3 keer genoem. Ons sien Satan in Genesis, in die tuin. Ons sien Satan hier, en dan sien ons ook Satan wat in Zechariah is, wat 'n verwysing is van waar Satan by Jesus gekom het, en jy weet, in die aanklaer, om vir Zechariah aan te kla. En dan sien ons die ander karakter is God. Ons sien ook die 3 vriende van Job. Maar iewes skielik in hoofstuk 32 tot hoofstuk 37 sien ons, ek dink sy naam is Elihu, as ek hom reg kan pronounce. Daag hy iewes skielik op, ons weet nie van waar of hy opdaag nie, en hy 'n paar hoofstukke wat hy oor gesels, en dan iewes skielik verdwyn hy. Ons weet nie waar hy verdwyn het nie. En hy kom 'n paar vrae, en hy vra, en hy begin te gesels. En dan sien ons laaste van 38 af tot Job klaar is, die boek klaar is, sien ons God vra vir Job. En hy vra plus minus 60 vrae vra hy vir Job. Baie interessant. Baie interessant vir my. Job is 'n boek, as jy hom begin lees, is daar vrae. Dis die boek wat die meeste vrae uitkom. Ons ken die gedeelte redelik goed. Hierdie was 'n verskriklike ryk man. Hy was die rykste in die ooste. Hy was wel af. Hy was 'n getroude man. Hy was 'n familieman. Hy het 10 kinders, 7 seuns, 3 dogters. Hy het klomp dienaars. Ons sien dat hy deur hierdie absolute teëspoed gegaan het in sy lewe. Alles in een oomblik is van hom al weggeruk. Alles. En ons praat nie net van afsterwe van 'n kind en jy kry hierdie oproep en jou kind is dood. Al 10. Ek wil hê moet julle vanoggend self in hierdie storie inleef. Al 10. In 'n oomblik. Sy rykdom. In 'n oomblik. Ons sien 2 nasies wat sy rykdom aangeval het, en daai nasies, die name, staan vir iets. Ek gaan nie nou in al daai detail ingaan nie, ons gaan met regtig paar 6 maande moet spandeer net in die boek van Job om al die diep detail in te gaan. Ek wil konsentreer net op een spesifieke ding volg. So gaan baie goed skiep. Maar daar's vrae. En die vrae wat uitkom is vrae wat ek en jy daagliks vra.
En as jy dit nie gevra het nie, is daar wel vrae wat jy mense ken, wat al hierdie vrae gevra het. Vrae soos, hoekom? Kom as dit gebeur met Job, hoekom? Die Bybel is so duidelik. Hoor wat sê die Bybel? Hoor wat sê die woord hierso? Daar was 'n man in die land van Us, wie se naam was Job. En die man was, hoor nou, 4 goed. Vroom, reg, godvreesend en weggewyk van kwaad. Hy het sonde gehad. En wat vir my baie interessant is in hierdie hele gedeelte is dit word 3 keer genoem. 3 keer, hoofstuk 1, 2 keer. Hierdie godsman. Hierdie man wat vroom is. Vroom beteken wat is die ander woord vir vroom? Hy is vroom. Wat is die Engelse woord vir vroom? Weet jy Engelse vertaling? Vers 1. A man was blameless. Blameless. Hy was blameless. Vroom. En 3 keer word dit genoem. Hoofstuk 1 word dit 2 keer genoem en hoofstuk 2 word dit 1 keer genoem. En wat vir my interessant is, is die author wat hierdie boek geskryf het, sê dit nie. Job sê nie vir homself, ek was vroom gewees nie. Ek was opreg gewees nie. Hier is woorde uit God se mond. Dis wat God gesê het wie hy is. God praat hier. En dan kom hierdie vraag, hoekom? As hy dat so was, hoekom? Hoekom hy? Of hoekom ek? Hoekom moet ek hierdeur gaan? Ek het die Here dan so lief. Ek het die Here so bitter lief, hoekom moet ek deur hierdie moeilikheid gaan? Hoekom my gesin? Hoekom my huwelik? Hoekom my dogter? Of my seun? Of my pa? Hoekom? Hoekom teëspoed? Hoekom lyding? Hoekom soveel? Hoekom op so erg mate? Hoekom nou? Ek is nie op 'n goeie plek op die oomblik nie, maar hoekom moet hierdie goed my dan nou ook nog tref? Hoekom nou? Ek is skaars oor die een en dan kry ek weer die volgende een. Jy weet daai, as jy by die see is, jy kry hy golwe, jy kom op en jy haal skaars asem en rol jy weer onderste bo. Jaco? Ons het dit al gevoel, né? Vra my en my vrou en my 2 kinders. Ons was amper dood in die see. Lifeguards moes inkom om te kom uithaal. Jy sukkel om asem te haal, jy kan nie opkom nie. Dit was, ons gaan vir 'n begrafnis, ek doen 'n begrafnis. Ons gaan na see toe om as te gaan doen, 'n begrafnis te gaan doen en daar is ons amper dood. Hoekom op so 'n manier? Hoekom het ek op so 'n manier ly? Kan daar niets anders te wees nie, vir verandering. En ons het hierdie vraag. En dan lees ons hierdie boek en ons sien dit, en ons vra. Weet jy van julle nie, maar ek het al van die vraag gevra. Baie. Dan sien ons ander vraag in hierdie boek. Wat het teëspoed te doen met sonde? Of wat het 'n regverdige man wat vroom is en God vrees te doen met teëspoed? Hoe gel hierdie goed by mekaar? Hoe sit ons dit by mekaar? Daar's 'n ander vraag soos,
Okay, maar as God dan soewerein is, hierdie liedjies wat ons gesing het, He's fighting the battle. Hoekom moet ek nog hierdeur gaan? As hy dan die soewerein, kan hy nie net sê, hoor jy, so dis verby en is klaar en alles is oor nie. Die Here sien ons hoe ek sukkel. Die Here sien hoe ek deurgaan. Hy sien die trane, hy sien die seer, hy sien die party van ons gaan deur goed, nee. Ons kan dit nie eens uitter nie. Dis te seer. Party van ons hou die goed wat ons so seer maak vir onsself. As ek dit gaan sê, wie gaan verstaan? Ek praat met God, hy doen niks. So met wie moet ek praat? Niemand gaan verstaan nie, want hulle gaan nie deur dieselfde ding nie. Maar kom ons wees eerlik. Het jy nie deurgegaan wat Job deurgegaan het? Enige van ons? Met wie moes hy praat? Sy 3 vriende probeer hom raad gee, en die raad wat sy 3 vriende vir hom gee, van die raad is regtig baie goed, en ons kan dit sien. Maar van die raad wat hulle vir hom gee, en van die goed wat hulle hom toesnou, om hom beskuldig van, dis absurd. Dit is rarig. Jy wil dit vir hom sê? Hoe kom jy daarby? 1 en 1 is nie 2 nie, dis 11. 1 plus 1 is 2. Daar is vraag van, okay, maar as God dan regverdig is, as hy dan die regverdige God is, hoekom is daar nog onregverdigheid dan? Wat besig is om plaas te vind? Waar is die regverdigheid? As God dan liefde is, kan hy dit dan nie stop nie. Hy is liefde. Kan ons nie teruggaan na die vers van Johannes, hoofstuk 3 vers 16, waar hy sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee. Kan ons nie daai vers gryp en sê, maar Here, het my lief, hoekom moet ek dit doen? Hoekom moet ek dit deur? Hoekom moet my gesin nie deur, of die persoon vir wie ek lief is, of ons het vriende, van julle weet, swanger en babatjie word dit gebore. Dis vir die Here. Nie is lang daarna nie, hierdie klein wit skoenboksie kus, wat papa dra en babatjie neerlê, nie lang daarna nie, die tweede ene, paar dae daarna is die tweede kind dood. Ook, klein wit boksie kus, hoekom? Mense wat die Here lief het, hoe gebeur die goed? En ons sien hierdie verskillende karakters in die Bybel, en ek gaan so 'n bietjie iets sê oor die persoon vir wie almal so misverstaan. Ons moet onthou, mevrou Job, mevrou Job het deur dieselfde lyding gegaan. Dis haar man. Snaaks, ons praat nie oor Job se vrou nie. En ons het 'n klein stukkie oor haar. Weet jy wat sê predikers? O nee, die vrou was die instrument in die duiwel se hande. Want kyk wat sê sy vir Job. Vervloek net God en sterf. Sy was gebruik gewees deur Satan. En ons sê al hierdie snaakse goed, en ons besef nie eintlik eens wat ons sê nie. Want ons hoor een ou dit sê, en nou sê ons dit ook. Maar as ons mooi sit en dink, Job se vrou, net so seer. Dis haar wel wat ook weg is. Dis haar kinders wat ook dood is. En dan sien sy haar man in lyding, wat sy nie meer kan vat nie, wat sy nie meer kan, en dan kom sy met die woorde van, weet jy wat,
God te sterf, want ek kan dit nie meer langer so sien nie. Dit eet my op. Dit is vinniger net om te vervloek en dan dood te gaan, is om jou so te sien, ly met hierdie klomp seer, ons praat nog eens van die seer op hom, van kop tot soul, wat hom ook getref het, op 'n dag. Ons besef nie wat sy seere Job gehad het, en hoe hy dit gekrap het, en hoe daai sweersel moes uitkom, en hy reuk in sy mond, want dit is van die kop tot op sy, die seer was van die korreltjie van sy kop tot op sy sole, en hoe sy mond van seere, en die reuk wat hom moes uitkom, en sy vrou moes die hele tyd kan skoon. Ek sê julle, laat jou man 'n bietjie onregverdig hanteer word, en dan sien jy kom hy leeuwyfie van jou uit. Die vrou wil net verskyn. Jy praat met my man. Maar nee, ons wil nie oor daai gedeelte gesels nie. Kom ons sê liewerste dat sy was die instrument van die duiwel. Nee. Nee, hier is 'n gesin wat deur 'n absolute seer, teëspoed, lyding gaan. Hoekom 'n kind van God wat so hy was die grootste kind van die Here gewees in daai tyd. As ek dit so kan uitsê. Ek glo daar was 'n ou gewees, want die Bybel sê dit. Die Bybel praat van iemand anderste wat so vroom en opreg en net op Job. So hy moes die grootste kind gewees het daai dag, jy weet in sy tydperk, wat God gevrees het. Maar dit tref hom. Dit tref hom. Sien, ons kan baie maklik sê, ek kan verstaan hoekom dinge gebeur met 'n ongelowige. Ek kan verstaan hoekom 'n ou, hy gaan baard en hy drink homself dronk en hy poep in 'n paal vas en ek verstaan dit, want dit is sy leefstyl, is wat hy gedoen het, so regverdigheid het nou geskied daar. Is dit nie wat mense sê nie? You die the way you live. You play with a gun, you die by a gun. Sê jy sulke snaakse goed nie? Ons kan verstaan as 'n onregverdige persoon iets oorkom. Maar regverdige ene? Wat in Christus is? Hiermee sê ek nie, hy was sondeloos nie. Nee, Job was nie. Ek sê nie, hy het nooit, is daar nie? Ek sê nie, hy het nooit sonde gedoen nie. Die Bybel sê dit ook nie. Maar ons kan onsself indink, we all sinners and fall short of the glory of God, right? Ons almal. Die ding is, Job het nie sonde beoefen nie. Hy het nie sonde, he didn't practice it. Willens het wetens. Hy het Job nie uitgegaan om sonde te doen nie. Hy het gehad. So dit maak hom nie sondeloos nie. Okay? Ons verstaan daai prentjie. Jy die Here lief, né? Is jy sondeloos? Nee. Ons sê partykeer goed wat ons nie moet nie, ons doen 'n ding wat ons nie moet nie, en ons bely en ons sê, Here vergewe my, en ons gaan aan. Né? Maak dit jou nie 'n kind van die Here nie. Nee. Dis 'n kind van God. Selfs met Job. As daar enige iemand is wat nie eintlik teëspoed moes gekry het nie, was Job. Maar tog. En ek wil nie in die ding ingaan van wie dit geïnisieer het nie. Dit sal 'n ander preek wees. Ek wil nie in al daai detail ingaan. God het na Satan toe gegaan en gesê, maar het jy my servant Job. En dit is wat ek so 'n bietjie wil aanraak oor wat Wynand met ons gesê het oor wanneer hierdie leiding, wie doen dit? Waar kom dit? Onthou julle Wynand se preek? Doen julle gunstig en luister dit weer. Maar nou gaan julle nog beter verstaan. Want dit wat hy gesê het was reg. Was akkuraat. Gaan luister sy preek weer asseblief. Want ons gaan sien nou ook in die boek van Johannes. Gaan ek 'n gedeelte gaan vir julle uithaal.
Ons sien hierdie 4 goed. En dan sien ons hierdie vriende beskuldig Job. Jy moes iets gedoen het. Of in jou verlede, of jy het al vergeet daarvan, maar jy moes iets gedoen het, want God straf net 'n persoon wat verkeerd gedoen het. En jy ou man, die rede hoekom jy hierdie teëspoed kry, dan gaan ek vir julle wys in die Bybel, staan in die Bybel, dat die vriende hom beskuldig, jy moes iets verkeerd gedoen het. Hulle het my pa gevra jare terug, en ek gaan nie gemeente se naam doen nie, pastore se naam doen nie, want julle almal sal hulle ken, hulle is beroemd. Hulle het my pa 'n paar jaar terug gevra, broer, jy betaal nie jou tiendes soos wat jy moet nie, ek wil hê jy moet bedank. Jy moet in die kerk kry. Gebeur. Die rede hoekom jy finansiëel sukkel is om jy betaal die tiende nie. Hoe meer jy saai jou in die moeilikheid uit. Ou wat elke liewe dag geoffer het voor God. Alles gegee het. Nadat sy kinders elke aand by 'n verskillende broer se huis gaan party het, en hy gegaan en hy het gaan offer, en hy het voor God geoffer, hy het alles gedoen wat hy moontlik kan doen, en alles word weggevat van hom. Hoe klop daai som weer? Maar pastore, julle manipuleer met tiendes nie, asseblief. Koop vir jou gesin kos. Maar tog sien ons dat hierdie man wat rein is, wat vroom is, wat opreg is, wat goddelik is, tog sien ons dat hy gaan deur hierdie trauma. Onbeskryflik. Woorde kan nie uiter wat hy deurgaan nie. Hy gaan deur hierdie teëspoed. Maar hy vrees God. Hy vrees God. En Job hier, van die goed wat sy vriende gesê het is reg, maar hier, in hierdie verhaal, is hulle verkeerd. Het God gevrees. Sien wat hy sonde gedoen het, dat hy goed omtref. Moenie laat mense na jou toe kom of jy sê, die rede hoekom het so swaar gaan met jou, is omdat jy, die rede hoekom het so gaan met jou familie, dis omdat jy, nee, leens. Ek kan vir jou wys in die Bybel dat mense deur lyding gaan, dis omdat hulle juis God dien. Ek kan vir die teenoorgestelde wys met skrif. Ons het gesien toe ons die reeks van Openbaring gedoen, hoe die kerke deur allerlei lyding gegaan het, omdat hulle God gedien het. Hoe hulle lewendig geboil was, geborrel was. En hierdie is onskuldige, ons noem dit, as jy teologie gaan swat, noem ons dit 'n onskuldige teëspoed. En hierdie was 'n onskuldige teëspoed wat hom getref het. Baie mense sal sê, ja, Montana, God doen dit nie aan onskuldige mense nie. Hulle het geglo nie, weet. Hulle het geglo aan die toorn, die wraak van God op sondaars, sy vriende. Hulle het geglo aan daar's 'n konsekwens vir jou dade, en as gevolg van, omdat jy dit gedoen het, is daar 'n konsekwens. Maar in hierdie geval, soos ons sien, glad nie. Wynand, lees vir my Johannes hoofstuk 9, vers 3. Omdat jy besig is met die boek van Johannes. Lees my daai gedeelte. Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Dan lees 'n versie voor dit. Kom ek verduidelik julle dit gou, dan gaan julle dit lees. Hier is 'n blinde man.
En die disippels kom na Jesus toe en vra vir Jesus, hierdie blinde man, wie het gesondig? Hoekom is hy blind? Was dit hy gewees? Of was dit sy ouers gewees? Lees daai hele stukkie vir ons en dan die laaste vers. En toe hy verbygaan, sien hy 'n man wat blind was van geboorte af. En sy disippels vra hom en sê, Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is? Jesus antwoord, hy het nie gesondig nie, en sy ouers ook nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. En moet die werke doen van hom wat my gestuur het, solank as daar dag is. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Solank as ek in die wêreld is ek die lig van die wêreld. En hier is 'n onskuldige ou, blind. En nou, soos almal sê, wie het gesondig? Hoekom tref dit hom? Net soos Job. En hier die bewys, die onskuldige lyding, wat met Job gebeur. Ek gaan nie te diep ingaan nie, want ons gaan baie lank aan hierso sit. So ek is redelik vlugtig. So met die vraag is wat ons vra, en ek weet ek hamer redelik daarop vanoggend, maar ek wil regtig hê ons moet hierdie week vat en 'n bietjie gaan dink hieroor. Hoekom gebeur hierdie teëspoed met wonderlike kinders van die Here? Hoekom? Hoekom? Gaan jy nou net die antwoord gee? Hy word beroof van sy rykdom, verblinder, hierdie verskriklike storms wat kom en hy sweep alles weg, geboue, sy kinders sterf in hierdie storm. Dink net jouself in, ek weet ons het so klein bietjie, nie in hierdie mate nie, maar ervaring van waar jy in 'n hospitaal sit en die dokter kom na jou toe en sê, maar jou kind, net so lank oor, of jy gaan niks kan doen nie, en die babatjie wat dan saam gebore is, sterf paar ure later, maar jou kind is daarom nog daar, en jy sit in die stilte van die hospitaal, en jy kan 'n speld hoorpal. Kan myself indink, hoe hy 'n oproep kry, en waar hulle sê, hoe jou oudste seun is nou net dood in 'n karongeluk, is jy so en so en so, ja? Is jy die pa van so en so en so, ja? Ons wil nie nuus deelneem dat uitgesterf in die ongeluk. En net daarna kom daar 'n voertuig ingery en klop aan die deur, is jy so en so, ja? Jou dogter was nou net gehijack. Jy moet hospitaal toe gaan. En jy kom by die hospitaal en die dokter kom in die gang afgeloop en jy kan sien die manier hoe hy loop, die antwoord is klaar, sy het nie gemaak nie. Terwyl jy daar sit en sak en as, kom jy die TV-program op, jou ander 5 kinders in 'n vliegtuig om hierdie kant toe te kom en die vliegtuig het geval. Hulle almal is dood. En jy staan op om badkamer toe te loop, want jy weet nie waartoe jy loop nie, en jy kan die dokter in die gang, jou huisdokter, en hy sê vir jou, hoor jy so aangesien, hy weet nie wat aangaan nie. Hy sê vir jou, hoor jy so tussen my en jou, jy het kanker. Kan ons osself indink wat hierdie ou moes deurgaan? 'n Ou wat lief is vir God. Alles van hom op weg. Alles. Sy besigheid, sy pensioen. Kom ons vat 'n bietjie in ons lewe. Sy beleggings, sy huis grond word gevat. En hier sit jy en jy verloor alles. Alle inkomste. Alles. Die vriende wat supposed to be is om saam met jou te staan, is begin vingerswys en sê, maar dis omdat jy is omdat. En hierdie onbeskryflike
verlies wat hierdie man moes gehad het. Miskien is dit jy volgende. Miskien was dit jy hierdie week. Miskien is dit jy hierdie jaar, maar ek voel die jaar is net te veel, ek kan nie meer. Miskien is jy hierdie vraag al wat gevra is, wat jy vra, en jy is besig om deur hierdie moeilike ding te gaan en jy roep, en jy sê, Here, maar, kom. Ek is dan so reg, soos wat ek moontlik kan wees met U, maar hoekom? Weet jy wat is interessant? Gaan we nou Job 1 toe, Job 1. Al hierdie goed gebeur met Job. Kyk wat sê in vers 21. Nicolien, lees dat vir my. Vers 21. Engels is dit, ja. Engels is man. He said, naked I came from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Hier is hierdie ou, nee, hy gaan deur al hierdie goed. Maar wat sy woorde wat hy sê? The Lord is given and the Lord is taken away. Blessed be the name of the Lord. Was julle daar? Nee. Maar weet jy wat? Hy was nie lank hier nie. Hy was nie lank hier gewees van, oh, God gives and God takes away. Nee, want as ons 'n bietjie verder lees, en ons gaan na hoofstuk 3 toe, begin hy sy geboorte te vervloek. Ewe skielik verander dit van, but God gives and God takes away and glory to God, en ewe skielik sien ons 'n bietjie paar dae later op sak en as, met sere, begin hy nou te question. En hy begin te vra, maar, hoekom moes ek lewe? Hoekom moes ek hier? Kom aan. Kom ons wees 'n bietjie eerlik. Ons almal vra daai vraag. Hoekom is ek gebore? Om deur hierdie hel te gaan? Is daar nie 'n bietjie verligting nie? Nie eens 'n greintjie asemhaal waar ek sê, okay, ek kan nou net, dit is een wave op 'n ander. Kon ek nie liewerste in my moeder skoon nie meer asem gehaal het. Of Here moet my glad nie lief hê nie. Sy goed my so tref. Ek kan nie sy liefde sien nie. Ek kan nie sy hart sien nie. Ek kan nie eens meer bid nie, ek kan nie eens meer lees nie. Hoe kan die Here so 'n persoon lief hê? As al die goed my so tref. Dit sê net vir my dat God my nie lief nie. I do not matter. Het al so gevoel. En Job spiral in hierdie donker put. God gives, God takes away. Ek wil nie gebore wees. En weet jy wat is wonderlik hiervan? Weet jy wat is vir my so opbouwend? Hy was die enigste godsman wat so gevoel het. Onthou nou die preek van byna? Onthou Elijah? Wat wou sterf? Omdat 'n vrou hom Elijah, wat van wat sê anders? Jeremiah. Onthou vir Jeremia? Jeremia, julle kan hom gaan lees, ek dink is Jeremia hoofstuk 20. Ek is nie heeltemal seker dat ek net kyk waar sit. Ek het dit ooit neergeskryf. Maar ek dink is Jeremia hoofstuk, is dit hoofstuk 14 of hoofstuk, ek dink is dalk hoofstuk 14. Kom Jeremia en hy voel presies dieselfde, en jy kan eintlik Jeremia sien in Job, waar hy gesê het, maar hoekom? Ek wil sterf. En weet jy wat is die wonderlike gedeelte van alles? Dat hierdie godsmanne, wat die Here gekies het, hierdie goed gebeur met hulle, en hulle voel so, en hulle sê dit, dat God hulle nie een keer gerebuke het nie. Nie een keer, omdat hulle het gesê het nie. Nie een keer het God gekom, en vir hulle vermaan, en vir hulle gesê, maar jy mag nie so dink nie, en nee, God het medelee
Ons koning het medelijden met hulle terwyl hulle so voel. Terwyl hulle hy vra het. Julle al daar gedink? So met ander woorde, as jy vanoggend hier sit, en jy voel so, of jy het hierdeur gegaan, is Job hoofstuk 3 vir jou. Wat het so gevoel? Jy is nie alleen. God is met jou. Hulle is oké. Is oké, Isak. Is oké. Want God is met ons. Elkeen. En ek het nou sy naam genoem en dan dink hy gaan deur iets nie. Ja, ek noem net name as wat ons asseblief. Kyk wat sê in vers 3, hoofstuk 3 vers 1 en vers 2. Daarna het Job sy mond oopgemaak en sy dag vervloek. En Job het begin en gesê, mag die dag vergaan waarop ek gebore is. Kyk, ons kan in soveel detail hier gaan. En weet jy wat doen die pastore vandag? Weet jy wat sê hulle? Hulle sê, kom ek gee vir jou, hoofstuk 3, vers 17. Want Job het eintlik hierso gevra vir iemand om tussen hom en God die Vader te wees. Hy het 'n intercessor nodig gehad. Hy het hierdie redder, verlosser nodig gehad. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Dis nie wat die skrif hier in vers 17 sê in Job hoofstuk 3 nie. Jy sien ons hou van om ons eie goed in te bring. Hoofstuk 4. Gaan gou hoofstuk 4 toe. Ek wil gou vir julle iets wys. Want die evangeliste in die sendingveld love om hierdie skrif te gebruik. Hulle love hom. En ek verstaan nie hoekom nie, want hierdie is gegee vir Job. Vir Job. Sou 'n sterfeling regverdig wees voor God? Of 'n man rein wees voor sy maker? Lees hom gou in Engels vir my. Engels sê hom beter. Can mankind be just before God? Can a man be pure before his maker? Nou, die translation wat ek het, my Engelse Bybel wat ek by die huis het, sê a mortal man. Can a mortal man stand before God? So nee, hy kan nie. So hy het 'n redder nodig, hy het 'n verlosser nodig, hy het Christus nodig. En dis hoekom hulle daai gedeelte gebruik. Maar dis nie wat hy sê nie. Eintlik wat hy hier sê, is hy's besig om sy vriende is besig om Job aan te kla. Hy gesê, maar die rede hoekom jy voor God kan staan is want jy het gesondig. Dis hoekom hierdie goed met jou gebeur. Dis eintlik wat in die vers bedoel. Ek het 'n paar keer genoem dat Jesaja Salemani without the consequences. Hierso's een. En ek gaan nou begin afsluit. Hierso's een. Hier kom 'n man. Hy maak 'n oproep en sy sekretaresse kom, ek weet ek het al baie gebruik hierdie voorbeeld. En hy het een aand slaap hy saam met hom in die kantore by sy werk. Een aand, wel nie fout nie, Sondag. Een keer. Raak siek, gaan dokter toe, vind uit AIDS. Maklik om te sê. Nee, en is reg, op 'n mate. Hey, jy het saam met haar geslaap, so, hey, you make your bed, you sleep in it. You've done the deed, you pay the crime. Nee? Dit half in menslike oog sal ons sê, maar dit regverdig het, want
Ja, as jy dit nie gedoen het, sou dit nie gebeur het nie. En ons kyk na daai selfde storie na Job. Sy vriende. Sy vriende kyk in daai selfde brille na Job. Maar ons sien baie duidelik dat hy was opreg. Hy was Godvreesend. En ons het nou gepraat van, ons het eintlik gespot oor die ape en die diere en die seekoei en ek het 'n sprus die seekoei ingegooi. Want dit kom uit die Bybel uit, uit Job uit. Ek wil gou so 'n bietjie verwys daarna. Hoekom gaan ons kinders van die Here deur al hierdie goed, deur hierdie see? Hoekom word dit toegelaat? Hoekom? Hier kom Job en Job is besig om te praat met God en hy wil eintlik vir God vra. En Job is die een wat sê, okay, maar ek gaan nie vra, God, jy moet my nou antwoord. En die Here draai om, God draai om en sê, ek vra die vraag, ek is die Here my, jy weet, ek is die Here jou God. Ek vra die vraag en jy antwoord. Omgord jouself, maak jouself reg, kom in aksie, want ek gaan jou vra en jy moet antwoord. Kom ons sien dit gou in hoofstuk 38. Ek loop gou met na Job 38. Vers 3 en vers 4. Wie gaan hom lees vir ons? Enige iemand? Wynig gaan jy vir ons lees in Afrikaans. Vers 3 en vers 4. Word ons soos 'n lang heer Jepter, dan sal ek jou ondervra en onderrig jy my. Was jy toe ek op die aarde gegrond het, gee te kenne dat jy insig het. Nou hier kom God en God sê, nee, weet jy wat? Ek gaan jou vra, omgord jouself. Nou die Griekse woord, die Hebreëse woord vir omgord jouself is, dit kom van, okay, ek gaan nou 'n oorlog gaan, I'm going into a battle. Ons gaan hierdie ding nou uitwerk. So dit is soos amper soos Efesiërs hoofstuk waar jy die beld van die waarheid omgord om jou. I'm going into a war. Dis 'n aksiewoord. En dis dieselfde woord wat hier gebruik word. As ek en jy gaan nou 'n bietjie redeneer hierso. Omgord jouself, maak jouself reg, nou gaan ek jou vra. Waar was jy toe ek die aarde gemaak het? En van hier af sien ons 60 vrae wat God hom vra, plus minus. 60 keer begin God vir Job vra. En nie een keer kan hy hom met 'n antwoord nie. Nie een keer het hy die kennis om te sê, maar so nie. Dink 'n bietjie hier. Gaan we na hoofstuk 40 toe. Hoofstuk 40, vers 10. Hoekom het God die aarde gemaak? Hoekom sal hy 60 vrae vra wat onder die aarde, bo die aarde, in die see, in die hemel is, en hy vra van die hele skepping en hy vra vir ons oor die skepping. Hoekom sal God hom hierdie vrae vra? Kyk wat vra hy hom hierso in vers 10. Hoofstuk 40 vers 10. Kyk, daar is 'n seekoei wat ek gemaak het saam met jou. Gras saam met jou. Gras eet hy soos 'n bees. Hoekom sal God 'n seekoei maak? En wat het 'n seekoei en wat het dit uit te waai met sy lyding? Wat het dit te doen met wat Job besig is om deur te gaan? Het ons al daar gedink so? Seekoei vat aan hom, soos ek gesê het, op sy bout. Jy moet gaan shower na die tyd. Hy gaan vir jou sprei. Hoekom sal God so 'n ding gebruik? As 'n voorbeeld. Kom ek gee 'n ander voorbeeld. Gaan vir my na vers 20 toe. Wie gaan vers 20 lees? Kan iemand vir my vers 20 lees? En dan is dit seker 21 by jou of 19 by jou.
Gaan oor 'n krokodil. Nee, Vers 20. Ja. Okay, lees hom gou vir my daar in Afrikaans. Kan jy die krokodil met 'n hoek uittrek en met 'n tou sy tong afdruk? Krokodil, hoekom sal God 'n krokodil gebruik in 'n gesprek en 'n vraag vir Job met wat hy besig is deur sy verlies? Ek weet wat 'n Job voorgoed, ek weet wat 'n krokodil voorgoed is. Seker vir leerskoene en 'n leerhandsak of 'n ding. Ek weet nie eens hoekom 'n krokodil al moet wees nie, want dan is dit scary. En hoe sy tande aan een loop en sy bek maak groot oop en hoekom sal hierdie goed gesê word vir hom? Hoekom? Ons sien dit in die Bybel dat al hierdie goed wat gesê was vir hom was for the glory of God. Hierdie seekoei wat gevorm en gemaak is, wat gras vreet, is for my glory. Die krokodil wat gemaak is for my glory. Die lyding wat jy deurgaan, is for my glory. For my glory. Jy verstaan dit dalk nie nou nie. Maar God doen. En net solank God dit verstaan en ek my rus kry in God. Here, dit maak nie vir my sin hoekom ek deur hierdie goed moet gaan nie. Maar my dogter, maar my seun, is vir my glory. Ek verstaan dit God. Hou jy vanoggend net vas aan God. Ons gaan nie alles verstaan. Ons gaan. Daar's nie 'n persoon in die wêreld wat alles kan verstaan. But hold on to him. Wat hy verstaan. Hy weet wat die deur gaan hy. Dis mos hy Jolene. Hy is 'n sussie. Hy is 'n sussie, ja, dis hy weet wat die deur gaan. Vind julle rus in hom. Because everything that we go through is for his glory. Want mense staan terug en sê, maar as hy daardeur gaan en God nou maar deur gaan. En hy alles is geherstel by hom. Na die tyd. Wat nie die seer weg nie. Maar was vir God's glory. For God's glory. Onthou nou, Johannes hoofstuk 9 vers 1-2, wat het ons gelees? Hoekom is hy blind? For God's glory. Vir God se heerlikheid. Dis hoekom hy blind was. Alles wat ons deurgaan, is for God's glory. Verstaan nie altyd alles nie. Maar is okay. Jy kan dit ook nie verstaan. Maar dit was for God's glory. En hierdie is geskryf vir my en vir jou vir vandag. Job, hierdie boek van Job is vir my en vir jou. It hurts, but it's for God's glory. Wees bemoedig aan vanoggend. Weet nie waar julle is op die oomblik in julle harte nie. But it's for God's glory. For God's glory. Ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons staan verstom vanoggend, Here, met die grootheid en die goedheid en die guns en die liefde, die almag. En Here, ons verstaan nie altyd alles nie. Ek doen. Maar wat ek wel weet, Here, dat U is met ons, U sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. U is met ons. En Here, soos my gebed, Here, dankie dat U met elkeen wat U is, wat U sit, met hulle is nie. Here, dat U hulle sal seën, die aangesig oor hulle sal skyn. En dit wat ons deurgaan, Here, weet ons dat U is met hulle en U sal hulle nooit los nie. It is for your glory.
word verheerlik, Here, en seën elkeen in Jesus naam.